Jody, hallo en baie dankie dat jy ingestem het om saam met my te gesels hier op Wie en Wat met Heinrich Weingart, lanklaas gesien. En lanklaas 'n onderhoud gedoen saam met jou, maar ek volg jou werk en jy bly een van ons voorste sport kommentators en ontleeders in die land. So, kom ons begin net eers op 'n persoonlike vlak. Hoe beskryf jy 2025 as 'n jaar in jou lewe? Baie dankie Hendrik en weer eens baie dankie vir die uitnodiging en ook geluk met jou platform en alles van die beste. Op 'n persoonlike noot 2025 was 'n redelik uitdagende jaar. Verskeie aspekte, persoonlike goed, besigheid, loopbaansgewys, so jy weet jy het maar moes kop bo water hou. Maar vir my, soos die Engelse sê, ek hou van adversity en vir my is dit as dinge nie my kant toe gaan nie, dan maak dit my net meer gedetermineerd om vorentoe te gaan en suksesvol te wees. So ja, daar was 'n paar terugslae, 'n paar goed waaroor ek liewerste nie in die openbaar wil praat nie. Maar soos ek sê, dit gaan nie net altyd dankie Dorie nie, maar vir my was 2025 'n redelike bestendige jaar. Nie te veel terugslae nie te veel sukses nie, maar ons sien uit na 2026. So, ek respekteer dat jy nie in detail wil gaan nie, maar 'n mens sal tog wil weet, wat was vir jou die groot les wat jy geleer het uit daai ervarings? Mense gaan nie vir jou doen wat jy vir hulle doen nie, Hendrik. En dit het ek op die harde manier in 2025 geleer. Ja, dit was 'n moeilike tyd. Ek het hulp nodig gehad en mense wat jy gedink het vir jou sal help of vir jou gesê het hulle sal jou help, toe dit by die daad kom wat hulle moet pleeg, toe was hulle nie daar nie en ja, dit het nogal vir my 'n bietjie teleurstellend gelos en 'n bietjie laat wonder oor mens wees en jy weet wat dit vir jou beteken as ek vir jou sê Hendrik, ek gaan vir jou iets doen en jy kom na 'n paar weke of 'n paar maande na my toe en dan ewe skielik sê ek vir jou ek gaan dit nie vir jou doen nie. Wat soort mens laat dit vir my wees. So dit is die een les wat ek geleer het, Hendrik, is dat ek wil nie te veel ek gaan nie persoonlik raak, ek gaan nie name noem nie, maar wat vir my regtig 'n groot les was in 2025 was die feit dat jy weet as jy hulp nodig het net eendag en mense wat jy gedink het vir jou gaan help nie noodwendig vir jou gaan help nie, en dan aan die ander kant wat my bietjie positief maak is mense wat jy gedink het jy nooit sal help nie, uiteindelik nader gekom het om jou te help. Fantasties. So kom ons kyk dan nou na ten spyte van die laagtepunte wat daar was of die teleurstellings, was daar sekerlik ook, en jy het dit self gesê, hoogtepunte, ups het jy gesê en downs. So wat was een van die ups? Wat was die een geleentheid, of dit nou in jou professionele lewe is en of dit nou in jou persoonlike lewe is, wat jy sou uithaal en wys as 'n oomblik, 'n gebeurtenis, 'n gesprek wat vir jou moed gegee het, wat jou gelukkig gemaak het? Dis iets wat nog nie in die openbaar is nie, maar ek gaan dit nou met jou deel omdat jy daai vraag dan spesifiek vra, Hendrik. Soos jy weet, ons het 'n familiebesigheid. Ek staan op die kant. Ek is 'n voltydse joernalis, so ek het nie eintlik baie meer sê in die familiebesigheid wat ek gefound het, soos hulle sê in Engels nie. Wanneer was dit 2020? My suster is nou totaal en al in beheer van die familiemaatskappy en ons het in Augustus 2025 eienaarskap van 'n Spar en 'n Tops in Pretoria geneem en jy's die eerste persoon met wie ek dit in 'n openbare platform deel. So dit was vir ons as 'n familie en ek wil nie krediet vat daarvoor nie. Dit was my suster uit en uit. Sy is die retailer en soos baie mense ook sê, sy is die slim een in die familie. En sy was verantwoordelik dat ons daai deal kon doen. Dit was haar visie. Sy het net om vir 'n bietjie agtergrond te gee in 2006 as 'n sogenaamde merchandiser by Spar begin en nou in 2025 is sy 'n mede-eienaar van 'n Spar en dit is wat vir my baie bly gemaak het. Soos ek sê, ek kan nie te veel krediet vat nie. Dit is als haar harde werk gewees, maar uit net om te dink waar ons begin het met ons een winkel, uiteindelik het ons 5 gehad. Ons het 4 van dit laat gaan om kapitaal te kry vir die Spar.
En ja, nou sit ons hier met as mede-eienaars van een van die grootste supermarkgroepe in Suid-Afrika. As 'n familie, ek is totaal en al nie betrokke nie. Soos ek sê, ek is nog gefokus op my loopbaan as 'n sukkelende vryskutjoernalis, maar my suster, sy verteenwoordig die familie besigheid en sy is in beheer daar. En dit is iets wat vir my baie trots gemaak het in 2025, die feit dat ons so 'n stap kan doen en ook die groei wat ek in my suster gesien het. Vir my persoonlik, ek was die naweek by die Kaapstad Sewes. Dit was altyd vir my, dis altyd my hoogtepunt. Ek het vroeër die jaar kommentaar gedoen in die Australië Springbok wedstryd. Jy weet, en ek het ook verskeie in my persoonlike loopbaan opgetree by groot funksies wat vir my trots gemaak het, wat ek nooit gedink het mense sou of weet eers van my nie wat vir my nooi om by hulle funksies op te tree. So ja, nee, dit was soos ek gesê het, dit was 'n gemengde jaar met 'n bietjie ups en downs en vir my en die tipe persoon wat ek is, fokus ek maar altyd net op die ups en nie te veel op die downs, alhoewel ek lesse leer as dinge moeilik gaan en dinge nie altyd jou kant toe gaan nie, dan is daar altyd lesse om te leer. Ek leer hy lesse en ek vat dit saam met vorentoe. Great stuff. So kom ons praat nou oor dit waarmee jy die meeste van die tyd besig hou en dis naamlik sport, kommentaar, sportontleding. Wat ter wedstryd in enige sportkode was vir jou die wow wedstryd van 2025? Soos jy weet, ek is 'n groot rugby en 'n groot sokkerliefhebber en daar was 'n paar fantastiese wedstryde vir Bafana wat vir die 2026 Wêreldbeker gekwalifiseer het. Hendrik, die Springbokke net 2 toetse van die jaar verloor. Maar vir my was die Proteas se toetsege op Lords teen Australië toe hulle die wêreldtoetskampioen geword het. En die manier hoe hulle daai wedstryd gewen het en met 'n afrigter so Shukri Conrad wat van die Kaapse vlakte afkom en hoe hy die span afrig en lei. Dit was vir my seker die een wedstryd wat my altyd sal bybly as ek moet terugdink na 2025 en al die sportgebeure. Soos ek gesê, daar's te veel om van te noem. As ek nou begin moet praat oor alles wat vir my oorgevang het die jaar, en kan ek vir 'n uur praat, maar vir my is dit die oomblik toe Suid-Afrika of die Proteas as die wêreldtoetskampioene gekroon was op Lords, die tuiste van cricket met 'n kaptein soos Themba Bavuma en soos ek gesê het, Shukri Conrad. Dit is vir my punt van woorde gewees. En as ek jou vra, wie is jou sportster van die jaar, weer eens uit enige kode uit? Daar is 'n jong laaitie, Tylen Smith van Stellenbosch. Hy het nog nie eers senior sokker vir Suid-Afrika gespeel nie. Hy het vir Stellenbosch FC se akademiespan gespeel. Hy was die kaptein van Suid-Afrika se onder 20 span wat die Afrika Nasies beker gewen het en toe ek uitreik na hom toe vir 'n onderhoud, ek sal dit nooit vergeet nie en ek het sy storie gelees. So hy het in Jamestown gebly net buite Stellenbosch en dan moes hy by Koetsenburg gaan oefen het saam met sy span. Dan het hy baie keer nie 'n taxi geld om by die oefening uit te kom nie, dan draf hy van Jamestown af Koetsenburg toe om net te gaan oefen en dan draf hy terug. En dit het vir my sy determinasie gewys om eendag professionele sokker te word en vandag is hy in Engeland. Hy is ook in die Bafana groep wat van 20 Desember af of aan die Afrika Nasies beker gaan deelneem. En ek dink as hy kans kry, is daar 'n goeie geleentheid vir hom om ook volgende jaar Wêreldbeker toe te gaan. So vir my, as ek vir mense kan sê, onthou die naam Tylen Smith. Hy's 20 jaar oud, hy's van die Kaapse vlakte of hy's van die Boland eintlik. En hy gaan nou vir Bafana by die Afrika Nasies beker speel en hy speel vir QPR Queen's Park Rangers in Engeland. En moenie verras wees as jy hulle oor 2-3 jaar hoor dat die klong is eintlik 'n superster nie. Tylen Smith, Hendrik, hy is my sportster vir die jaar, net vir sy storie en vir ook wat hy vermag het op die veld. Ek neem ook dan nou kennis van hom, want ek volg nie eintlik sokker nie, maar ek volg wel rugby. En is jy een van die mense wat sê dat Eben Etzebeth nie soos hy gestraf behoort te geword het nie, of sê jy hy is te lig gestraf uiteindelik vir daai duim of vingerdruk in die duimdruk in die Ierse speler Walliese, wat was dit? Ierse Walliese speler se oog?
Nee, ek dink Eben Etzebeth was gelukkig om vir 8 weke geskort te word. Die reël is duidelik, en dis nou niks aanval op Eben Etzebeth, maar die reël is duidelik. Die oomblik as daar kontak met jou hand of jou vinger in 'n opponent se oog is dit 'n direkte rooi kaart en 'n direkte skorsing, sodat of wat Eben Etzebeth, Siya Kolisi of wie ook al was, die reël sou gestaan het. Maar ek dink wat in Eben se guns getel het, was natuurlik sy dissiplinêre rekord. Ons ken hom as 'n baie aggressiewe speler, maar hy het nog nie baie geel kaarte of rooi kaarte in sy loopbaan ontvang en ook met daai verhoor wat hy gehad het. Jy weet as die All Black kaptein Adi Savia namens jou getuig en sê jy's 'n goeie speler, dan tel dit seker in jou guns. So ek dink 8 weke, ek sou hom graag vroeër op die veld wou sien. Ek dink hy het veral by die Sharks het hy nog 'n bietjie wedstrydtyd nodig. Hy speel baie goed vir die Springbokke, maar in die URC het ons nog nie die beste van hom gesien nie en hy gaan nou vir 8 wedstryde. Ons sien hom eers einde Maart, 27 Maart word hy eers weer beskikbaar om rugby te speel. So ek dink ja, hy's redelik gelukkig. Dit kon 16 weke gewees het, Hendrik. So ek dink in die geval vat ons maar die 12 weke. Ons sou dit graag minder wou gesien het, maar soos ons gesê, die oomblik toe sy oog daai opponent of sy hand daai opponent, dit was toe moeilikheid. So jy het nou verkies om jou sportseer van die jaar in sokker te gaan haal, maar ek is tog maar nuuskierig dat as jy 'n rugby ster van die jaar op enige vlak kan aanwys, wie sou dit wees? Ek dink ons moet 2 name noem. Nommer 1 is Malcolm Marx, die wêreldspeler van die jaar. Ek dink dis nie te versmaai nie, die feit dat die Springbok, ek dink die feit dat hulle nie 2 toetse verloor het. Maar beteken dit jy sou hom ook gekies het as jy moes kies vir 'n speler van die jaar, 'n wêreldspeler van die jaar? As Oxenche die beseer geraak het, sou ek nogals met Oxenche gegaan het, maar Oxenche het daai eerste wedstryd op al jare en toer in Europa besering gekry en dit het hom van stryde uitgehaal. En tot en met toe sou ek gesê dat Oxenche, dit sou ook die eerste keer gewees het dat 'n Stit as wêreldspeler van die jaar aangewys is, maar met Enche se besering dink ek Malcolm Marx was die natuurlike tweede keuse om dit te wees. So ek dink en kom ons wees eerlik, Hendrik, hy het fantastiese rugby gespeel, Bongio en al die ander hakkers het tweede viool vir hom verjaar gespeel, maar die speler op almal se lippe en ek is 'n groot aanhanger van hom. Ek dink oor, soos ek gesê het, oor Talon Smith, oor 2-3 jaar, Sasha Feinberg om Gomezulu gaan seker die beste rugby speler en die rykste rugby speler in die wêreld word. Die een ding wat my nog pla van hom is sy stelskop. Ek dink hy moet hier by 85% kom met Andre Pollard, Morne Steyn. Ek dink laaste ek gesien het, was hy hier op 73%. So ek dink net 'n bietjie aan sy stelskoppe werk, maar sy algehele spel fantasties en ook vir my 'n speler om dop te hou en 'n speler oor wie ek baie opgewonde is vir die toekoms van Suid-Afrikaanse rugby. Jody, is Sasa talentvol en windgat of is hy kom hy net windgat oor omdat hy trots is op sy talent? Ek dink hy is windgat nie, om eerlik te wees met jou, Hendrik. Ek dink hy het al die talent in die wêreld. Die feit dat hy in die Springbok span speel wat hy tans inspeel, ek dink daar was verskeie loskakels wat soortgelyke potensiaal gehad het in die verlede. Ons dink byvoorbeeld aan Elton Jantjies, aan Manuel Bok, maar Shasta gryp daai opponente wat teen Elton moontlik getel het op sekere tye is hy het nie altyd agter 'n wenpak gespeel nie en dit het vir hom op die agtervoet gesit. So ons kon nie die beste van hom sien nie, maar Shasha, hy speel agter seker die gedigte 8tal van wêreld rugby wat domineer as ons kyk na die scrums en die afbreekpunte en dit gee net vir hom daai geleentheid om sy vlugvoetigheid, sy visie uit te leef en jy weet 9-3 en 19 toetse, dit wil gedoen wees op internasionale vlak en ek dink nee, ek kan nie met die mense saamstem wat sê hy windgat nie. Ek kan wel sê baie. Jody, ons maak klaar. Ek wil weet na watter wedstryd, watter reeks of watter sportpersoon kyk jy om 'n groot 2026 te hê? Jy weet, Hendrik, dis die African Cup of Nations, dis die sokker wêreldbeker, dis die Nieu-Seeland toer na Suid-Afrika, dis die T20 wêreldbeker, daar's verskeie ander sportgebeure. So ek sien baie uit na 2026. Jo, as ek nou moet dink,
een sportgebeurtenis waarna ek uitsien is die 2026 Wêreldbeker wat in die VSA, Mexico en Kanada plaasvind. En Bafana Bafana speel in die openingswedstryd teen die medegasheer Mexico in Mexico-stad op 11 Junie. En so jy kan seker dink waar ek op 11 Junie 2026 gaan wees. Want nou ek reg dat hulle ook in 2010 hier by ons die openingswedstryd gespeel het. Daai een waar Shabalala die wendoel geskoor het ek dink die telling daar was 1 elk, maar vir my is dit die een gebeurtenis waarna ek uitsien en dan natuurlik die twee aardsvyande in Nieu-Seeland en die Springbokke 4 toetse teen mekaar waarvan 3 in Suid-Afrika gespeel gaan word en die grootste tweestryd in wêreld rugby en dis iets wat ek ook opgewonde oor is. Kom Julie, Augustus maand wanneer daai toetse plaasvind. So in terme van ons twee nasionale spanne of kom ons sê maar die 3 is die Bafana Bafana by die sokker wêreldbeker, hy openingswedstryd teen Mexico, die Nieu-Seelandse toer in Suid-Afrika en dan die T20 wêreldbeker en dan in terme van individuele atlete, ek dink ons moet ons nalopers dophou, 'n paar groot kompetisies van die jaar en dan hooplik kan ons weer 'n swemmer kry wat op internasionale vlak stemdik gaan maak na Tatjana Schoenmaker wat was in 2024 uitgetree. So 'n groot sportjaar, daar's te veel om van te noem, maar net vinnig my 3 waarna ek uitsien. Wat is jou groot plan met die Just Jody brand vir 2026? Just Jody, ons wil pette verkoop, Hendrik, jy sal nog ons mooi lyk met een van my pette. Okay, hier's 3 vinnige vrae. Ja, Braai of potjie maak? braai. Beach toe gaan of in 'n woud of 'n park gaan stril? Woud. Netflix dokumentêr of 'n boek lees? Boek lees, maar dit hang af van die Netflix dokumentêr. Daar's goeie goed en dan is daar nie goed waarvan nie, maar ek het nou as ek nou vir jou moet draai of dan sal jy nou 'n bietjie sameling sien, maar definitief 'n boek lees. Ek het net 3 boeke in 2025 gelees. Hopelik sal ek meer in 2026 kan lees. Jody, baie dankie. Ons is trots op jou. Ons wens jou alle sterkte op 'n persoonlike en professionele vlak toe vir 20 wat ek nou noem 2026. Sukses in 20. Ek hou van dit, Hendrik. Baie dankie. Ek maak Jy moet 'n T-shirt maak, né? En dan Jy die caps en ek 'n T-shirt. Ja, so nee ook baie dankie vir jou en ja, sterkte met die dinge wat jy doen en ja, altyd daar as jy wil praat en ek wil vir jou gevra het wat is sportgebeurtenis sien jy uit na 2026, maar dan kan ons dalk te lank praat. Ek is 'n rugbyman, so dit sal nie All Black toer wees. Right man, baie dankie. Alright Jody, alles van die beste. Bye bye.